geliefdes. Ek is baie excited om vanoggend by julle te wees. Ek het nou vanoggend gehoor ek like nervous. Ek is nie. Ek is excited wat ons praat van die woord van God. Pastoor het gevra dat ek vir julle moet woord bring en ek het 3 verskillende preke gehad. Maar gister het hierdie een op my hart gekom. En ek wil dit graag met julle deel. So die preek gaan oor van eden tot in ewigheid. Die vraag van God se hart, die mens se terugkeer en die hoop wat voorlê. As ek met julle nou gaan praat, gaan ek goed herhaal, want dit op die einde van die dag gaan ons dit almal by mekaar trek. Dit is die verhaal wat ons vergeet het. Hoekom is ons hierso? Wat is besig om met ons te gebeur? Geliefdes, die woord van Abba Vader is nie 'n losversameling reëls nie, of net feite of verhale wat net geskryf is in volgorde soos die tyd verby gegaan het nie. Dis 'n padkaart, dis 'n liefdesverhaal wat hy vir ons gelos het. Amen. Die verhaal van Abba Vader, God wat die mens skep om by hom te woon, saam met hom te wandel en ook om te weerspieël. Sy aangesig, sy liefde, dit is wie hy is. Dit is die verhaal van die woord. Dit is die begin van Eden. God was by die mens gewees. En die woord van Abba Vader begin nie met sonde nie. Dit begin met teenwoordigheid, met verhouding wat hy met ons gehad het, wat hy met Adam en Eva gehad het. Dit was 'n wonderlike verhouding, 'n opregte verhouding, 'n verhouding vol vertroue. Eden was die plek van samekoms. Maar daar is 4 dele van samekoms wat ons moet verstaan wanneer God samekom, in samekoms is saam met die mens. Die eerste plek was Eden gewees. Toe tree sonde in en hulle is uitgesit. Die tweede plek was die tabernakel in die woestyn gewees, waar hy saamgekom het en waar hy vir sy volk gelei het, waar hy saam met Moses was en sy insettinge en sy gebooie en sy hoe hy wil gehad het. Hy was 'n God vir hulle gelei. Dit was die tabernakel in die woestyn. En die derde plek is na die tabernakel in die woestyn was ons hart. Maar as jy dit gaan teken om by heiligheid uit te kom en in teenwoordigheid met Abba Vader en met vriendskap, is die prentjie van die tabernakel in Eden, in die woestyn, in ons hart en dan die troonkamer van Abba Vader in die hemel. Dis presies dieselfde prentjie. So dit is in 4 dele wat dit voorkom. So kom ons gaan nou weer terug. Die woord begin nie net met sonde nie. Die breek het gekom toe die stem verander het. Van God se stem af na die Satan se stem. Yes. En ek wou sê duiwel se stem of vyand se stem, maar dit klink vir my romanties. Hy Satan, want dit is wie hy is, die verwoester. Toe hy begin praat het en 'n fluistering gegee het in hulle ore, toe die moeilikheid begin. Die tragedie van Eden het nie begin met die vrug nie, maar met die vraag, het God werklik gesê? Hulle het nie, die vertroue is gebreek. Dit is wat gebeur het. Genesis 3 vers 1. Die oomblik toe die mens begin twyfel het aan God se woord, toe verander alles. Want sien kind van Abba Vader, ongehoorsaamheid bring nie skuld nie, dit bring afstand. Amen. Het julle al gevoel, ek voel nie naby aan God nie. Maar jy bid en alles. Gaan kyk in jou lewe wat is fout. Daar's iets fout. Vra vir hom om dit te openbaar. Want daar gaan iets uitklim uit daai kasse uit wat fout is, sodat jy nie naby aan hom voel nie. En dan gaan ons terug Eden toe en hy die mense uit die tuin verwyder en hulle verdryf. Genesis 3 vers 24. Hulle het die verhouding, daai intieme verhouding met Abba Vader het hulle verloor. Want jy sien waar gehoorsaamheid ontbreek, trek hy sy teenwoordigheid terug. Hy kan nie teenwoordig wees waar sonde is nie, waar vuilheid is nie. Amen. Die mens verloor nie net 'n plek nie, hy verloor nabyheid. So om God se hart is, wat hy vir ons wil hê, is hy wil ons terugtrek. Hy wil ons nie verwerp nie. Dit is nie wat hy probeer doen het in Eden toe hy hulle uit Eden gegooi het nie. Julle moet onthou, daar was nog 'n boom van lewe oorgewees in Eden. En as die mense in hulle vervalle staat wat hulle in was toe met sonde, van daai boom, van daai vrugte geëet het, was hulle vir ewig in sonde gedompel. Sou ons altyd met pyn geleef het, ons sou altyd met verwerping, met dood, met depressie, anxiety, dit sou deel van ons DNA vir ewig gewees het. So hy moes hulle uitgesit het.
om hulle te beskerm, om ons te beskerm wat die nageslag is daarvan. Nou maar in Maleagi 3 vers 7 sê hy, keer terug na my en ek sal na julle toe terugkeer. Dit is eintlik 'n baie diep ding wat hy hierso sê. Hy sê, ek wil 'n verhouding met julle, ek wil daai liefdesverhouding, ek wil julle vader wees, ek wil julle geliefde wees, ek wil julle vriend wees, kom terug na my toe. Ons gaan nou vandag kyk nou, wat is dit om terug te kom? Wat moet ons doen? Hier kom die Hebreëse woord teshuva. Sy rootwoord is shuv, teshuva. So as jy nou gaan en jy loop op jou paadjie en jy doen iets verkeerd, want ons het korrupte DNA. Ons kan nie wegkom daarvan af nie. Ons het korrupte DNA. So sê nou jy loop op jou paadjie en jy doen iets verkeerd. Moenie wag tot vanaand wat jy gaan slaap en 'n vinnige rympie op sê vergewe my nie. Draai dadelik terug uit daai situasie, sit jou oë weer op Vader, op Yeshua en vra verskoning. Draai dadelik om. So want jy wil nie vir jou aanklaer Satan enige reg gee om 'n deur nog groter oop te maak vir nog goed om na jou toe te kom nie. So jy draai dadelik terug. Nie heeltemal 360 en dan draai jy weer in die probleem en draai terug 180 na hom toe. Kom ons maak dit ook net duidelik. Kyk, want God soek ook nie volmaakte mense nie. Dis nie wat hy soek nie, hy soek die terugkeer van harte. Hy soek jou postuur van jou hart moet teruggedraai word na hom toe. Soos 'n switch, draai net terug. Sê net met opregtheid, ek is jammer Vader. Help my om beter te doen. En as dit weer oor jou pad kom, draai weer terug. En wat sê die woord? Weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug. Dit is waar dit inkom. Met aanhoudende terugdraai, vlug hy nou van jou af weg. Dis nie elke keer wat jy moet voel, maar ek faal nie. Dis daai suiweringsproses wat as jy terugdraai, het hy minder houvasplek. Terugdraai, minder houvasplek. So hou aan terugdraai. So kom ons het ek 'n nota gemaak wat sê van kom na Yeshua toe net soos wat jy is. Hy het nie gesê kom eers na my toe, was alles, maak alles reg, kam jou hare so, trek daai rok aan, dan is jy reg om na my toe te kom nie. Hy sê kom net soos wat jy is. Amen. Presies hoe jy is. Dis wie ek wil hê jy moet kom, ek sal jou help. Jy moet nie voel jy is nie goed genoeg nie om na hom toe te kom nie. Hy sal jou op die pad van heiligmaking skoon brand. So die eerste plek wat ons het is die kruis. Ook van die pottebakker. Jy sien met jou, daar's 'n Hebreëse woord yada. Wat beteken in Jeremia 1 vers 5, ek wil dit vir julle baie mooi verduidelik, dat dit duidelik is. Yada is 'n Hebreëse woord wat tussen 'n man en 'n vrou bestaan. A husband and his wife. Niemand anders ken jou soos jou man of die man sy vrou nie. Hulle praat tot mekaar se taal. Hulle maak mekaar se sinne klaar. Nou dit is die tipe verhouding wat Abba Vader met jou wil hê. Hy soek daai intieme verhouding met jou. Dit is soos in Moses, almal was op die berg Sinaï, almal was genooi om teen die berg op te gaan, om die gebooie van Abba Vader te kry. Maar wie gegaan net Moses? Hulle het gesê, ons wag hier, so gaan jy. So wat het God gedoen? Hy het gesê, jy kan nie my aangesig sien, maar ek gaan jou wegsteek in die rots. En wie is ons rots? Is Yeshua. Yes. Nee, so hy druk in ons 'n intieme verhouding met Yeshua in, sodat sy teenwoordigheid by ons kan kom. Maak dit sin? Ja. Okay, kom ons gaan dan aan. Maar nou is jy, Jeremia 1 vers 5, jy is nou, voor jy gebore word, het God jou geken, hy het jou in sy arms gehad. Ons het altyd hierdie hankering na, wie is Abba Vader? Daar moet iets anders wees. Daar moet 'n God wees. Wie is dit? Tot ons hom ontmoet. Want jy het altyd daai, julle weet almal, julle het altyd daai hankering in julle gehad. Dis daai dag wat jy geweet het voor jy gebore is, toe jy hom geken het. Dit is daai intieme verhouding wat hy met jou gehad het, voor jy gebore is. So jy was in hierdie purpose, hy het jou in hierdie wessel gemaak, wat hy jou kon gebruik as jy aarde toe kom, as jy gebore word. Maar jy moet ons nou 'n keuse maak om hom te volg. So wat gebeur nou? Jy het 'n lewe, dinge gebeur, slegte dinge gebeur, jy maak verkeerde keuses.
En wat die duiwel dan doen, hy Satan, hy druk jou uit jou purpose uit soos 'n klein pot. En dan word jy iets van die wêreld. Jy word 'n wessel vir sy doen en dade. Jy word 'n speelplank vir hom, 'n speelgrond vir hom waarop hy is. Nou neem jy Christus aan as jou verlosser, Yeshua aan as jou verlosser, dan word Abba Vader weer die pottebakker. En hy breek die stukke wat Satan gehervorm het, uit jou purpose uit, breek hy weer af en hy vorm dit weer in die wessel in wat jy moet wees, in daai intieme verhouding wat hy met jou het. Amen. Wat hy met jou wil hê, sodat jy 'n wessel vir hom kan wees. Sodat jy in volle purpose kan instap met hom. As dat enige iets nie duidelik is, vra my asseblief, dan praat ons weer daaroor. So jy gaan 'n set apart, jy word heilig gemaak, jy kom weer in die purpose en jy moet 'n set apart leef, jy moet apart leef vir hom. So kom ons kyk na die woord heiligheid, is afgesondering, jy word afgesonder om weer na buite wees. So heilig is nie net, in Hebreëus is dit kadosh, heilig, maar dit is nie net om heilig te wees nie. Die rootwoord van kadosh beteken afgesonder. Want God het 'n spesifieke plan vir sy nasie. Amen. Ons kan nie lyk soos iemand anders nie. Ons het een koning. Ons moet geken word aan die manier hoe ons is. Die lig wat in ons skyn. Hy sê weer eens, nie foutloos nie. Hebreëse woord vir heilig is kadosh, maar dit beteken ook wees afgesonder vir my, be set apart. So heiligheid is nie afstand van God nie, dis nabyheid op sy terme. Kan ons begin om te kyk na sy wette en sy gebooie as terms and conditions? Ons kry dit baie keer op pakkies. Want hoekom het ons terms and conditions? Hoekom het ons terme? Sodat ons kan wys, ons is sy volk, dis die manier hoe ons leef, dis die manier hoe ons is, ons word uitgeken daardeur, ons word afgesonder vir hom. Daai terms and conditions is wat hy vir ons gee. Soos byvoorbeeld met die doodslaan, nie wees lief vir mekaar, julle ken al sy gebooie. So kom ons kyk weer na die 4 op die pad, ons sien dan om heilig te wees, is om terug te keer te Shuva na Abba Vader toe, en hy doen daai heilige pad nie sonder suiwering nie. Hy sal vir jou deur die vuur sit, gee oor, jy skop verniet. Ek wil dit net vir julle sê, hoe vinniger julle oorgee, hoe vinniger kom julle daardeur. Ek het lank gerebelleer, asseblief gee net oor. Please, laat ek praat van ondervinding, asseblief. Hy is soos die vuur van die smelter, God se vuur suiwer. Hy brand die sonde weg. En dit is nou waar die verskil kom. Satan se vuur verteer. Hy brand jou dood. Het jy al gehoor, jy het jou vinger weer in daai paai gedruk en toe verbrand jy, né? So Satan se vuur, die wêreld se vuur verteer, dit breek jou. Maar God se vuur rig jou op as 'n koning. Hy maak skoon, hy brand die wêreld weg. Hy maak jou skoon, so hy lig jou op. God se vuur brand nie jou identiteit weg nie, dit brand alles weg wat jou keer om naby aan hom te wees. Amen. So daai afstand brand hy weg. Want niks sonde kan voor God staan nie. So as daar sonde tussen ons en hom is, kan ons nie naby aan hom wees nie. So hoe kom ons terug op daai pad? Wat is daai heiligmaking pad? So Yeshua is die pad. Ons gaan 'n bietjie daarna kyk. Waar Adam ongehoorsaam was Yeshua gehoorsaam. Adam was die eerste Adam, die eerste mens. In die nuwe verbond was Yeshua die Adam. Maar die verskil was, hy was gehoorsaam. Dis hoekom hy genoem word die tweede Adam. En hy sê, in Lukas 22 vers 42 sê hy, nie my wil nie, maar u wil. Dat u wil geskied. En wat het dit hom gekos? Dit het hom sy aardse lewe gekos, sy aardse liggaam het dit hom gekos. En baie pyn en lyding. So hy was die ultimum gehoorsaamheid. Deur sy gehoorsaamheid word die pad terug na God herstel. Deur die gehoorsaamheid van een sal baie regverdig gemaak word. Dit is Romeine 5 vers 9 en 10.
Yeshua is nie net die offerlam van Jahwe nie, hy is die weg terug in Eden in. Terug na sy verhouding met Abba Vader in. Sy bloed vergewe ons sondes. Dit maak daai veilbasis van sonde, breek dit oop. Nou kan ons ook sê, nou kan ons ook 'n God se teenwoordigheid wees en die ewige lewe geniet saam met hom. So Yeshua is die lig van die wêreld. En as ons gaan kyk na Psalm 119, die langste Psalm, daar's 'n rede hoekom hy die langste Psalm is, want dit is die liefde van die wet wat verduidelik word. Die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad, Psalm 119 vers 105. In Hebreëse denke, luister hierso kind van God, in Hebreëse denke is dit nie 'n flitslig of 'n soeklig wat alles vooruit wys nie. Dis 'n klein olielampie. Net genoeg lig vir die volgende tree. Nou daar's die lig wat die lig, ekskuus ek gaan wil rondhardloop hier. Die lig val op jou voet, nê? Op jou voete waar jy staan, soos 'n lig om jou. Buiten hom is dit donker. So wat sê hy hierso vir ons? Hy sê, die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Die Hebreëse prentjie daarvan is lamp, is lig wat naby skyn, voet waar jy nou staan, en pad die rigting waarin jy beweeg. So jy kan die lamp, so waar jy beweeg, maak hy dit lig vir jou. Nee? So dit is, in die rigting wat jy beweeg, is nie eindbestemming daar ver nie. Jy sien hierso waar jy nou is, maak hy vir jou helder. God wys jou nie die hele pad nie, hy wys jou waar om jou voet neer te sit, dat jy nie struikel nie, of teen iets vasloop, of jou toon teen iets stamp nie. Hy wys vir jou om gehoorsaam te wandel. Die lig wys ook die duisternis uit. So hierso waar die lig val is dit helder, en jy kan sien en jy weet hoe om te trap, maar buitenom is dit donker. So hy wys vir jou die donkerheid in die wêreld uit. So hy wys nie net die lig nie, hy wys die duisternis ook uit. So dit het ook te doen met Yeshua op daai manier, want as jy uit daai ligkol uit beweeg, dan moet jy terugdraai na die lig toe. Yeshua draai terug, kom weer in die lig in, dat jy jou voet nie stamp nie. So, Yeshua beteken, ons het dit gedoen, bekering draai terug. Want wat gebeur het, as jy uit daai ligkol uitstap, en jy kom in die donker, dan gee jy basies vir Satan reg om jou aan te kla. Want jy het uit die plek uit beweeg, waar sy lig val. Moenie om daai deur gee nie. Moenie om daai deur gee nie. Dit verg daaglikse bekering. Elke liewe dag moet jy gaan, elke oomblik as jy verkeerd praat, onthou hy weet ook wat gaan in jou denke aan. Om jou die denke te bekeer, bring die dade van bekering vorentoe. So jy moet jou denke terugdraai ook, wat in jou kop aangaan. Dit help nie, jy leef hierdie dop, leef hierdie fantastiese lewe, maar die denke is verkeerd nie. Maar dan leef jy nie in ooreenstemming nie, want jy is die tempel van Abba Vader. Onthou, van die 4 dele waar hy dwel, is jou hart is een. So jy moet jou denke heeltyd terugdraai na hom toe. So dit is nou hoekom dit so belangrik is, as hy die lamp vir ons voet is, hoekom is dit so belangrik om Abba Vader se woord te bestudeer? Want op die ou ende, as ons kyk, die woord van Abba Vader is die hoogste vorm van aanbidding. Daar is nie 'n hoër vorm van aanbidding nie. Jy eet hom. Onthou in die woestyn, hy sê ons ek is die brood van die lewe. Onthou julle in die woestyn het hy manna laat val uit die hemel uit. Dieselfde konsep. Hy laat val, as jy die woord goed ken en jy kom by situasies in jou lewe, wat jy nie weet links of reg nie, val die woord in jou. Maar dit is 'n lewende woord. Dis nie net 'n boek met papier en opgeprint nie, dit is 'n lewende woord. Hy val in jou en dan gee hy vir die rigting, okay, gaan so toe. Want die woord van God sê so. En jy weet sy woord sê, ek sal nie toelaat dat jy val of stumble of jy seer kry of jy voet, want hy is 'n beskermende muur. So bly in die riglyne van die woord, leer hom, eet hom, hy is die lewende brood, hy is die lewende water, dat dit jou skoon was. Hy sê in Johannes 8 vers 12, ek is die lig van die wêreld. Toe het Yeshua weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld, wie my volg sal nooit in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. En dit is Johannes 9 vers 5.
Solank as ek in die wêreld is ek die lig van die wêreld. Nou sal ons sê, maar hy sit aan die regterhand van Abba Vader. Hy het ons vir ons 'n trooster gelos, sy Gees. So hy bly nog steeds die lig van die wêreld. Dit staan nog vandag ook. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Onthou nou ons het gesê, jy kry 4 plekke waar hy saamgekom het. Eden, tabernakel in die woestyn, jou hart en die troonkamer. Ons gebede in ons hart gaan op na die troonkamer en dit is 'n lieflike geur in ons aanbidding vir Abba Vader. So die tabernakel se goed bly nog dieselfde. So as jy by die tabernakel aangekom het, het jy by die weg ingegaan, is jou eerste opening. Dan kom jy by die offertafel, hier is ons mooi prentjies daarvan. Jy kom by die altaar, en dit is gelyk staan aan die kruis. Daarna het jy die waskom, die koper waskom. Dit is baptism, dit is die doop. Daar is waar al jou vanity afgewas word. Jou wêreldse goed word daar afgewas. En dan stap jy verder in die pad van heiligmaking, dan gaan jy by die tent van samekoms in, en daai opening werd waarheid, hy is die waarheid, nê? En daai opening het soveel pilare vir die eerste 5 boeke van die woord, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium, en hy het 4 openinge wat die 4 gospels is. So hy is die waarheid, die woord is die waarheid, dan gaan jy dieper in, verby die menorah, verby die tafel van insens waar ons lofprysing opgaan, en jy gaan dieper in na die allerheiligste, en dit is die lewe. Die lewe waar jy kom by Abba Vader, waar jy in hierdie vriendskap weer met hom sit. Hierdie vriendskap wat Moses met hom gehad het, waar hy vir ons sit in 'n kring van vriende, daai Yada, dit is waar jy uitkom. So hy is die weg, die waarheid, die lewe. Hier waar hy, as jy in daai Yada weer is met hom, en vleis skryf vir jou hierdie openbaringe, en hy gee vir jou hierdie geskenke as 'n beste vriend. Is dit nie wonderlik? Amen. En jy kom by daai plek uit waar hy net jou Vader is, en jou verlosser, en jy in ewigheid saam met hom kan wees. So ek kan nou vir julle verduidelik wat is die weg, die waarheid en die lewe. As julle dit nou weer lees, sal julle verstaan waaroor gaan dit. En hy sê, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So jy moet hierdie weg gaan, hy is die weg na heiligmaking, hy is die waarheid tot in die allerheiligste, waar jy in die Yada in weer gaan. So let wel, dis nie 'n weg nie, hy is die weg. Daar is nie 'n ander weg nie. Hy is nie 'n waarheid nie, hy is die waarheid. Daar is nie 'n ander waarheid wat kan stand doen voor hom nie. Hy is nie 'n lewe nie, hy is die lewe in 'n ewigheid in. Hoe sê hulle in Engels, setting stone? Is hy nie die rots ook nie? Is die waarheid nie geskryf op hom nie? Nee? So dis die setting stone, is vir ewig, dit is die waarheid. Die woord het vlees geword. Hier praat Johannes oor Yeshua, en Yeshua bevestig het deur sy lewe en die woorde. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Kom ons lees dit weer. In die begin was die woord, en die woord was God. Die woord was by God, en die woord was God. En wat het hy vroeër gesê? Hy het gesê, hy is en die woord het vlees geword, en het onder ons kom woon, hy het getabernakel by ons, en ons het sy heerlikheid aanskou. Johannes 1 vers 14. So hy was die woord was by God, en die woord was God, en hy het by ons vlees geword, en hy het by ons kom woon. Nou, hy sê ons moet die woord eet. Die woord was God. Elke letter is belangrik. Hierdie is die lig vir jou pad. Hierdie is jou lampie, jou olielampie. Eet dit. Dring dit in. Hoe meer jy van die wêreld het, hoe onsuiverder raak dit binne. Amen. So as hy die lig vir jou voet is, en jy die woord geëet, jy het getabernakel by hom, dan woon hy in jou. Nee, dan het jy lig vir jou voet. En dan gaan vir julle nou sê, wat beteken dit? Wat doen hy alles, as hierdie lig so in jou woon? So Yeshua is die lewende woord. God se woord in vlees en bloed. En ek het gekom om die wet ek het nie gekom, sê hy, om die wet tot nie te maak nie. Moenie dink ek het gekom om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om
om dit te ontbind nie, maar om dit te vervul. Matteus 5 vers 17. Julle, dit is 'n wanleiding wat baie mense glo dat as hulle tot bekering gekom het, is hulle gered vir ewig. Hulle is deur God, deur Yeshua se genade gered. Hulle is, dis die waarheid. Maar die rower wat langs, of die moordenaar wat langs Yeshua gehang het, hy is gered, nee. Maar hy is dadelik dood. Hy het nie nog 'n paadjie gestap nie. Dit is wat mense vergeet. Hy is oorlede. So hy is hemel toe, maar ons loop nog 'n paadjie en ons vir daai paadjie in gehoorsaamheid loop. Want ons wil by die eindbestemming kom om weer in Eden in te kom met Abba Vader. Waar dit weer herstel is, waar die verhouding weer herstel is. Ons moet weer strewe om daarby uit te kom. Nie deur dade of enigiets nie. Ons moet weer in verhouding inkom met hom. So hierso sê hy, ek het nie gekom om die wet van profete te ontbind nie, ek het nie gekom om dit te ontbind nie, maar om te vervul Matteus 5 vers 7 wat ek nou vir julle gelees het. Jy sien, as ons dan sonde doen, en ons gaan met teshuva, ons draai terug na God, dan kom Christus se bloed vorendag. Dan gebruik ons daai, vergewe ons in sy bloed, was ons skoon. Maar dis nie cheap grace nie. Dis duur gekoop. Dis verskriklik duur gekoop. Ons moet probeer om te streef na gehoorsaamheid. Ons kan nie net sy bloed gebruik asof dit 'n towerstafie is. Ons moet in gehoorsaamheid leef, op die regte pad leef. En dan kan ons sy bloed gebruik. Om te sê, Daddy, ons is verskriklik jammer. En dit opreg te doen. En hy gaan verder, want voorwaar ek sê vir julle, totdat die hemel en die aarde verbygaan, sal daar nie een jota of titel van die wet verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Matteus 5 vers 18. So hy sê nie, ek het gekom om die wet dood te maak nie. Jy sien, in daai tyd met Yeshua was 'n rabbi gewees. Hy was 'n leermeester. Rabbi beteken 'n leermeester, hy was 'n onderwyser gewees. En as hulle disippels het, nou, 'n ander rabbi het ook disippels. Disippels is volgelinge, leerders, nê? So, wat hulle doen is shama. Hulle leer, hulle sien, okay, die rabbi vat die boek, en hy maak so, en hy blaai hierdie toe, en so, dan sal hulle met hulle boeke sit, en sal presies dieselfde doen. So hulle volg die aksie wat hy doen om te kan leer. Maak dit sin? Yes. So, dit is wat Yeshua vir hulle sê. Hy sê vir die skrifgeleerdes en die fariseërs, hy, julle juk is swaar, want hulle het 'n klomp ekstra menslike wette bygesit. Nee? Nou, leringe in Hebreëus is juk. Die juk wat jy opsit. Dit is wat leringe is. So die fariseërs het die Talmud geskryf, dit is 'n boek van duisende wette. Dis nie wat God gegee het nie. God het vir ons spesifieke instruksies gegee in sy woord om te leef, en suksesvol te leef en gesond te wees. Amen. Hulle het 'n klomp ekstra talmudiese wette bygesit om hierdie een wet te beskerm. So dit is wat hy van praat. Hy sê, julle juk is so swaar, julle kan dit self nie eers volg nie. My juk, my leringe is lig. Verstaan julle nou, my juk is lig en die hulle juk is swaar. So om Yeshua te volg is om in die lig te wandel, om sy juk op te tel, in die waarheid te leef, om God se woord gehoorsaam te wees, nie uit vrees nie, maar uit verhouding, want jy wil graag, jy is lief vir hom. Jy wil, dit is 'n joy. Dit is 'n joy om gehoorsaam te wees en jy kry daai gevoel van daai liefde van Vader, want hy is trots op jou. Hy het verhouding met jou, hy kom al nader, meer en meer openbaringe kry en dan weet jy jy's op die regte pad. So ek gaan nou 'n opsommingkie hier gee net van hoe ver ons gekom het, Psalm 119 vers 105. Eers 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad, en dit beteken nie gister se pad nie, ook nie môre se drome nie. Dit beteken hier, presies, nie 'n soeklig in die horison nie, hy wys jou nie eers die hele pad nie, want dit is ook 'n openbaring wat vir my gegee is. Hoekom hy jou nie die hele pad wys nie? As jy weet wat môre gaan gebeur, gaan jy nog steeds bid vir hom. As jy weet wat gaan nou gebeur, want jy sien waar jy is,
en sy rigting wat hy vir jou wys, gaan jy in aanbidding bly by hom. Jy gaan in sy nabyheid wandel. So jy gaan in die lig bly. Maar as jy vooruit die hele pad kan sien, dan gaan jy dit nie doen nie. So, hy wys jou nie die hele pad nie, hy wys jou die volgende tree, en dan sê hy ook, ek is die lig van die wêreld. Hy sê nie net 'n lig vir Israel nie, en hy sê nie net vir die heiliges nie, maar vir die wêreld, vir mense in duisternis, verwarring en in vrees. En as hy die lig is, dan beteken dit, waar hy inkom vlug duisternis. Dan sê hy, ek is die weg, die waarheid en die lewe, nie 'n wegwyser nie, die weg self, nie 'n opinie nie, die waarheid, nie net lewe wat begin en eindig nie, maar lewe wat oorwin. So as jy sy lig volg, gaan jy in oorwinning staan. En dan maak Johannes dit weer duidelik, die woord het vlees geword en onder ons kom woon, die wet het nie verdwyn nie, dit het 'n liggaam gekry. Ek het gekom om die wet tot niet te maak nie, ek het gekom om dit te vervul. Onthou die juk, hy het gekom om dit te vervul, dit is 'n liefdesbrief, dis wat die wet is. Hy het gekom om dit te vervul, om daai liefdesdaad te doen, om te wys hoe met ons lewe, stap vir stap, dis wat hy gekom het om te doen. Met ander woorde, alles wat God gesê het, alles wat die wette en die profete gedra het, het hom gestalte gekry. Yeshua is die sigbare wil van die Vader. Amen. En vandag hoef ons nie in duisternis te staan nie en raai nie, of ons gehoorsaam is nie, hy is die lewende woord wat vir ons gegee is. Dis 'n padkaart terug in verhouding in met Abba Vader, terug na Eden, terug in daar waar ons gereken kan word as vriende van die almagtige Skepper van hemel en aarde. Ek weet nie, maar dit klink vir my wonderlik om gereken te word as 'n vriend van Abba Vader. Wow. Julle het alles geskape en dan is ek sy pel. Wow. Come on, wat meer kan jy vra? Daar is niks meer wat jy kan vra nie. Laat asseblief toe my boetie en sussie dat Abba Vader op die tablette van jou hart skryf, dat hy hier waarhede op jou hart skryf, dat die grond goed is. Esegiel 36 vers 26 tot 27 en ek sal vir julle 'n nuwe hart gee. Ek sal my gees in julle binneste gee en maak dat julle in my insettinge wandel. Heilige Gees lei ons, luister, en hy rig ons op. Nee? Maar die duiwel oordeel. Dan moet jy nou vra vir discernment. Jy moet vra, wys vir my wat 'n teregwysing is. Is dit een wat my afbreek, of is dit een waar ek opgerig word en vrug kan dra? Amen. Nee? Dan weet jy, die een kom van Vader af en die een kom van die vyand af. Maar die vyand is 'n accuser, hy wil ons accuse vir alles, totdat jy asemhaal. Tot daardie dag wandel ons stap vir stap in gehoorsaamheid en genade gelei deur sy Gees. Dit is 'n roeping, dit is hoop, dit is die pad terug na Eden. Ek kan dit nie genoeg sê om daai pad terug te vind huis toe nie. Ons is almal swerwers wat ons pad terug vind huis toe. Kom ons loop in sy lig in waarheid en gehoorsaamheid. En dan ten laaste wil ek net gou kyk na die term van gehoorsaamheid. Wat sê die woord daarvan as ons 'n gehoorsaamheid loop? Want dit is 'n groot sleutel eintlik. As ons daai moeite en daai dinkpaadjie wat gehoorsaamheid is loop, wat wag vir ons? Gehoorsaamheid ontsluit goddelike leiding. Jesaja 30 vers 21. En jou oë sal 'n woord agter jou hoor. Dit is die weg, wandel daarop. Is dit nie wonderlik nie? 'n twyfel uit jou hart uitgeroei word. Wanneer jy gehoorsaam wandel, raak die stem van Abba Vader duidelik, verwardheid wyk, rigting raak duidelik. Gehoorsaamheid hou jou binne God se bestemming en beskerming. Eksodus 23 vers 22 tot 22. My engel sal voor jou uitgaan, dan sê hy verder in die sin, as jy sy stem gehoorsaam. As jy so wat hy van praat. Die wonder, jy bly binne die grens van sy beskerming, as jy na sy stem luister. Baie aanvalle kom wanneer ons uit hierdie beskerming uitstap. As ons uit hierdie ligkol uitloop, uit sy woord uitloop. Onthou, dis Yeshua, die woord is Yeshua. Buite sy beskerming en sy bloedbeskerming ons en hy is die lig op ons pad. Gehoorsaamheid aktiveer voorsiening. Trevor, luister.
Deuteronomium, hierdie het ek aan jou gedink, Deuteronomium 28 vers 1 tot 2. As jy goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou op die hoogte stel, bo al die nasies van die aarde. Vers 2. En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal. Amen. As jy luister na die stem van die Here jou God, let op, die seëninge jaag jou. Amen. Soos jy hardloop op sy pad, haal dit jou in. Dit haal jou in. Jy jaag dit nie, dit jaag jou. Gehoorsaamheid skuif in die stroom van voorsiening in. Daai stroom wat hy het, daai lewende water, dit skuif jou, kom, tot jy daarin is. And there you go. Gehoorsaamheid bring vrede wat nie verduidelik kan word nie. Amen. Ons het vroeër gesels, Marie-Louise. Dit is 'n vrede, julle weet waardeur gaan ek, en ek het eendag by pastoor hulle gesit, en sê ek vir hom, ek het nog nooit geweet, rock bottom is so sag nie. Amen. Hy gee vir jy, dit is die vrede, want ek weet wie is my God. Ek kry striwelinge, en dan draai terug, sê ek is jammer dat my gedagtes in gedraai het, en dan gaan jy weer. Jesaja 48 vers 18, ag, as jy maar geluister het, en dan verder sê, dan sal jou vrede wees soos 'n rivier. Depressie, anxiety, vrees, sal wegvlug, dit sal weggaan, want jy sal net weet wat jy weet, en niks kan jy dan vanaf skuif nie, want jou wortels is diep gelê en diep geanker in hom. Dis nie oppervlakkige rus nie, maar shalom vrede, absolute vrede, hemelse vrede, heelheid, orde, rus van siel. Dit is 'n innerlike wandel wat niemand kan steel nie. Dit gaan nie oor wat se kar jy ry, waar bly jy, wat se huis het jy nie. Dit gaan oor jy vrede. Amen. Permanente vrede. Nou gehoorsaamheid maak jou ook 'n draer van God se teenwoordigheid. Johannes 14 vers 23. Hier is net vir my so mooi. As iemand my liefhet, dis nou Yeshua wat hierso praat. As iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê. Amen. Wow. En ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy sê ons, drie enige God, God en God. Ons sal woning kom maak by hom. Die nuwe Eden is dan in jou. Hierso waar dit moet wees, dit is waar hy is. Die grootste wonder, God woon by jou. Nie besoeke nie, hy bly daar. Hy kom nie nou en dan nie, hy is daar. Gehoorsaamheid verander jou nageslag. Deuteronomium 30 vers 19 tot 20. Kies dan lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe. Jou gehoorsaamheid gaan voor jou uit, dit red, beskerm en rig kinders wat nog nie eens gebore is nie. Nie net die klein kinders of so wat jy kan sien nie, hulle kinders se kinders. Jou gehoorsaamheid wat jy nou doen, die liefde wat jy nou het vir Yeshua, dit rig jou kinders. Die grootste wonder, God vertrou jou. Julle, Abba Vader vertrou die wat gehoorsaam wandel, en goddelike vertrou is 'n heilige wonder. Jy word dan in jou purpose gebruik, jy word die wissel. En hy kan jou gebruik, want hy vertrou jou met wat hy vir jou gee, om te doen. So kan jy sien skepping van God, jy is bestem vir baie, baie, baie meer, as wat die wêreld jou kan bied. Die wêreld is net klinkende metaal, maar daar is soveel meer verborgde skatte wat vir ons gegee word, as ons gehoorsaam is aan God se wense, en ons leef op sy terme. 'n Ewigheid saam met die koning van glorie. Terwyl ons op aarde is, het ons nog 'n kans om te draai na Vader, maar as jy sterwe, dan is daar nie meer 'n terugkans, jy gaan hel toe. Jy kan kies. Nie net, en glo vir my, as jy net sê, ek aanvaar Yeshua, maar jou hartspostuur is nie by hom nie, weet hy dit. Jy gaan hel toe. En daar is nie omdraai-kans nie, dis vir ewig. So kies ons lewe, kies ons dood. En dis 'n ewige dood. Jy gaan nie dood en verbrand en as nie, is niks meer nie.
Jy gaan op jou tande knars en skree om hulp en dan gaan nie wees nie. Dit is wat gaan gebeur. So kan ons in gehoorsaamheid wandel. Ek wil net gou iets ingooi wat nou by my invul, wat ek het gepraat van die wet, nou weet ons nie wat se wette en wat moet ons gehoorsaam wees nie. Onthou Yeshua het al die wette kom vervul, wat ons nie meer doen nie, is die seremoniële wette. Daar word nie meer 'n lam geslag nie. Kolle en as word nie meer uitgevat nie. Ons het nie meer vuurpanne en 'n altaar wat ons op offerhandes doen nie. Maar jou siviele wette en jou morele wette, moenie doodslaan, moenie steel nie. Dit staan. Amen. Dit staan nog steeds vas in God se woord soos dit is. En sy genade help ons daardeur as ons dit oortree. Maar as ons 'n gehoorsaamheid wandel, sien ons wat gee hy vir ons, wat verskriklike groot beloftes is en geskenke. So kom, laat jou gehoorsaamheid jou in en uitgang wees. Sit Yeshua sy juk op jou, laat sy lig op jou voet skyn, sit sy leringe op jou, en die voorsiening, vrede, vriendskap, intimiteit met jou hê, Yeshua en Heilige Gees, gaan jou inhaal. Hy gaan vir jou kry. Mag ons almal let op waar ons voete neersit, mag dit in die lig van die Allerhoogste wees. Mag julle in vrede gaan, shalom aan julle almal. Amen. Amen. Baie dankie daarvoor. Kan ons net saam ons oë sluit en dan bid ons net saam. Aba Vader, in die wonderlike pragtige naam van Yeshua Messiah, kom ons na U toe. Wat 'n voorreg is dit nie vir my gewees om hierdie by U te ontvang nie, Vader. Laat dit op elkeen se hart rus en in goeie grond val. Gee ons 'n gees van gehoorsaamheid, sodat ons weer in herstel van Eden kan inkom, dat U woning in ons kan maak. Vader, rig ons, sodat ons voet op die regte plek val, elke tree wat ons gee. Ek vra dat U elkeen sal seën wat hier so is. Ek vra dat U hulle lewens sal verryk met U teenwoordigheid, dat U voorsiening oor hulle sal laat uitreën. Ek vra dat U hulle sal seën met gesondheid, wat alle verstand te bowe gaan. Baie dankie vir U liefde, U genade, U leiding. U is alles en nog meer wat ons ooit kan hê. Sit ons terug in daai verhouding wat so intiem is, Vader, wat U met ons elkeen het. Dit is hoe almagtig U is, dat U vir elkeen van ons 100% gee van U. Baie dankie, Abba Vader, vir alles. Seën hierdie hele week wat voor lê en help ons deur elke obstakel en help op ons lippe elke oomblik waar ons gaan. Prys U heilige naam in die magtige naam van Yeshua Messiah sê ons amen.